die huis van die Here in die sitplek neem, so dankbaar dat wij vanavond saam met die wees sit. Over die musiekspan sê dankie, altyd lekker om saam met hulle te bedien. Ek het vanavond 'n vraag. Iets wat by my opgekom het, terwyl ek vanmiddag gaan in die kar ry en ek so pad hospitaal toe. En een van ons gemeentelede is in vir 'n noodoperasie. Terwyl ek op pad is hospitaal toe, kom die vraag by my op: hoe lyk jou geloof? Sien, dis 'n vraag wat baie maklik beantwoord kan word, want elkeen van ons is die eienaar van ons eie geloof. En ons wil weet hoe lyk ons geloof, of het sterk is of nie sterk is nie. Ons wil weet hoe afhanklik is ons van God of nie. Maar ek wil vanavond vir jou saam lees in die boek van Mattheus, die 9de hoofstuk, die 22ste vers. En dan gaan ek ook Markus 9 saam lees, die 24ste vers. Mattheus 9 vers 22 sê, en Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. En dan sê Markus, die 9de hoofstuk, ook die 24ste vers, Markus 9 vers 24, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te help. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Heer, het gaan nie vanavond oor ons nie, maar het gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanavond bid en vra, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat U vanavond sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe in die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanavond vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, U is hier op die plek om met elkeen van ons te praat. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Die volk van die Here sê, Amen. Kyk gou vir jou langs en vra vir hom, hoe lyk jou geloof? What does your faith look like? Dis 'n baie interessante vraag. Want as ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou geloof? Dan wil ek vandag vir jou sê, geloof word baie keer gemeet aan die omstandighede waarin ons is. As dit met jou goed gaan, is dit 'n snaakse ding, dan het ons nie so baie geloof nodig nie. Maar wanneer dit met jou sleg gaan, is ons geneig om baie keer te sê, joh, ek weet nie hoe gaan ek maak nie. En ek wil net met vanavond hierdie prentjie van my sien, wat die Here vir my gewys het, want as ek vanavond by jou kom en sê, die dokter sê, jou kanker is terminaal, jy gaan sterf. Of ek kom vanavond by jou en sê, die bankbestuurder sê, hulle gaan jou definitief uitverkoop. Hulle gaan jou in die miljoen sit en alles verkoop. Of ek kom vanavond by jou en ek sê vir jou, daar's geen hoop vir jou vanmôre nie. En ek wil hê moet vanavond baie mooi hoor, dis wanneer geld nie kan koop nie. En dis wanneer my beste besluite nie 'n verskil maak nie. Dis wanneer ek soekend is en ek weet nie waar om dit te vind nie. Dis wanneer ek alleen is en voel daar's niemand anders wat my kan help nie. Ek het toe hierdie gedeelte lees, het dit by my opgekom, want hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gely het 12 jaar lang alles wat sy gehad het, prys gegee. Sy het haar finansies prys gegee, sy het haar roeping prys gegee, sy het haar werk verloor, sy het alles prys gegee, terwille van een ding. En die oomblik, toe sy by Jesus aankom, sê die woord van die Here, sal jy vir opsit asseblief vers 22 in Mattheus 9. Hy sê daarso dat Jesus het omgedraai en haar gesien. En hierdie het my dadelik aangeraak, want dit sê dat Jesus was reeds verby. Jesus het reeds verby aangeloop
pad verder aan na sy volgende ding die wat hy met gaan doen. En hierdie vrou kom en sy raak die soem van sy kleed aan, want sy het geglo, dit sal vanaand die antwoord wees. En dadelik toe ek hierna kom, toe dink ek by myself, ek wonder hoe desperaat was sy om deur almal deur te kry, net om die soem van sy kleed aan te raak. Ek wonder hoe desperaat was hier die man gewees van Markus 9, wat gekom het en Jesus gaan soek het, en hy het gekom en hy het geskree, ek glo. Here, kom my klein geloofigheid te hulp. Ek sien ook waar die apostels en die disciples rondom Jesus staan, en Jesus, hulle vra vir Jesus en die vraag, hulle sê, Here, hoeveel maal moet ek my broer vergewe as hy my sondig? 7 maal of wat sal hy sê? En Jesus hang af, hy sê 70 maal 7. En wat is die apostels se antwoord? Here, gee ons meer geloof. En dadelik toe begin ek te besef, hierdie is iets wat ons te min najaag en te maklik prys gee. Kom ek wil vanaand vir jou sê, is wanneer jy in 'n hospitaalbed lê en die dokters vir jou sê, ons het nie regtig hoop nie. Ek het vanaand getuig, so 11 jaar terug, was ek in 'n hospitaalbed gewees, die 23 Desember, die aand, en ek sal dit nooit vergeet nie, die dokter het my vrou en my ma eenkant geroep en gesê, ek het nie hoop vir hom nie, ek gaan nie aan hom raak nie. Ek weet hoe dit voel wanneer die dokter sê, ek gaan nie 'n kans vat nie, want die kans is te groot. Ek gaan nie probeer nie, want as ek probeer, is die kans dat ek gaan doodgaan so groot, dat ek wil nie daar die kans vat nie. En ek wil dit vanaand hoor, want in daardie oomblik is dit nie 'n ander ou se geloof wat jou kan help nie. Dis nie 'n ander ou se geloof wat vanaand kan sê, pastoor, ons gaan vir jou bid en God sal dit doen nie. Dis wanneer ek self by God se voete kom sit en sê, Here, ek verstaan nie altyd die plan nie. Ek weet nie hoekom ek hier is nie. Ek weet nie hoekom ek hier deur gaan nie, maar ek glo, God is 'n waarmaker van sy woord vanaand. En hy het gesê, hy sal my nie begewe nie, en hy sal my nie verlaat nie. Jy sien, die Bybel sê, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord van God. Dit het my getrigger. Want as ek die woord van God hoor, dan bou dit my geloof op. Sê julle saam, dis wat die Bybel sê. Hy sê geloof kom deur die gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. Wanneer ek die woord van God hoor, dan bou dit my geloof op. Maar daar is 'n sekere plek in jou lewe waar God jou gaan moet toets. Oor hoe lyk jou geloof? Hierdie vrou het nie 'n ander alternatief gehad meer as om te glo, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak nie. Gaan kyk na die Malaatse man wat na Jesus toe kom. En die Malaatse man kom aangestap, en hy lei sy klokkie, hy sê, ek is onrein, moenie nader kom nie, vergewe my, ek is onrein. En Jesus sê vir hom, gaan wys jouself vir die priesters, want jou geloof het jou gered. En dadelik begin hierdie by my op te kom, en het spook by my, dis snaaks dat Jesus hier die woorde gebruik en sê, jou geloof het jou gered. Dis vir my snaaks dat hierdie manne wat hierdie man met draagbaar bring, voor Jesus afsak, en hy sê vir hulle geloof het jou gered. Maar dit begin my te pla, want ek begin toe agter te kom, baie mense kan vanaand namens my glo, en hulle kan my help, en hulle kan my ondersteun, en hulle kan my dra, maar weet jy waar lê die sleutel vanaand? In my eie geloof, of God in staat is om dit te doen, of nie.
Ek het vanmiddag, toe by die hospitaalbed staan en ek houd in die Cecile saam vast, toe sê ek vir haar die woorde, Tannie, nou is die tyd om te glo. Nou is die tyd om te verklaar, God is in staat. Nou is die tyd om te sê, ek gee nie om wat anders sê nie, ek vertrou op God, met my hele hart, my hele siel, en my hele wese. Kan ek maar vanavond vir jou sê, ek staan vanavond voor julle, 11 jaar na 'n groot operasie, waar ek 58 bloedklonte in my lyf gehad het, en dis ek om die dokter nie aan my wou raak nie. Ek kan vanavond getuig, dit maak nie saak, wat die wêreld sê, of wat die medici sê, of wat ander mense sê nie, wat saak maak, is my geloof in God, en hy is 'n beloner van die wat in hom glo. Dit het my aangeraak, dat hierdie beginsel van geloof 'n paar keer aangespreek was, want Jesus sê vir hulle, glo, hy sê jou geloof het jou gered. Hierdie man kom, sy dogtertjie is siek. Ja, Iris, hy val voor Jesus neer, en hy sê, ek glo, Markus 9:24. Hy sê, ek glo. En dit begin my te pla, want die trane hardloop oor sy oë, en hy sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Wil jy dit vanavond verstaan? Jy kan glo, maar jy kan nog steeds ongeloof in jou hart dra. Jy kan vanavond glo, maar nog steeds twyfel. Jy kan glo, maar nog steeds 'n plan B hê. Jy kan glo, maar nog steeds 'n ander uitweg soek. Want dis wat ons as mens doen. En dis kom hierdie man uitroep en hy sê, Here, ek wil vanaand glo. Ek glo, hy is in staat. Maar hy sê ook, Here, ek weet ergens is daar dalk ongeloof. Ergens is daar dalk iets wat te min is by my. En ek wil U vra, Here, ek soek U, ek smeek U van dit vanaand weg by my. Ek wil begin klaarmaak. Want ek het iets vanmiddag die eerste keer agtergekom in my hele lewe. En dit is daar gaan 'n dag kom, wat ek my laaste asem gaan uitblaas. En dan gaan hy nie sê, well done my faithful servant nie. Hy gaan na my kyk en sê, jou geloof het jou gered. Nie jou ma's geloof nie, nie jou pa's geloof nie, nie jou broer of jou suster of jou vriend se geloof nie, jou geloof het jou gered. Sien, ek wil moet verstaan vanavond, dat ons baie keer staat maak op ander se gebede. Maar daar gaan 'n dag kom, wat jou geloof getoets gaan word. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Wanneer jou geloof getoets word, gaan dit baie maal gepaard met verlies of pyn. Het gaan ook gepaard met, ek het nie idee hoe ek gaan uitkom. En terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, toe sê ek, Here, as daar een ding is wat my hart begeer, sal dit wees om hierdie woorde te hoor. Jou geloof het jou gered. Jy sê, dit is maklik om weg te bly by die kerk. Hoor wat ek sê? Het is maklik om weg te bly by die huis van die Here. Het is maklik om weg te bly by die Bybelstudies. Het is maklik om weg te bly by die sielskap. Het is maklik. Want jy geweet,
Geloof kom deur die gehoor. En gehoor kom deur die woord van God. Jy sien so, as ek vanaand bid, soos daar die apostel uitgeroep het, Here, gee my meer geloof. Dan ken ek die antwoord. Ek moet gaan sit onder die geklank van God se woord. Dat ek kan hoor waartoe hy in staat is. Het vanmiddag al gesit en dink. Ek het deur die hele Bybel gegaan en ek het gesien dat alles wat ek menslik kan dink, wat 'n probleem kan wees, kan God reeds doen. En die goed wat ek gedink het, nie moontlik is nie, het God ook gedoen. So daar's niks wat my God nie kan doen nie. Daar's niks waartoe God nie in staat is nie. Maar dit gaan iets ver. Hoe lyk jou geloof? How's your faith tonight? Weet wat is die grootste verskoning wat ons het? Ons sê baie keer, pastoor, ek glo, maar ek weet nie of God dit wil doen nie. Kan ek vandag vir jou iets sê? The moment you start to believe, you will bring God's hand into action. The moment you start to believe, something will happen in your life that you have never expected. Something that you were looking for, something that you were yearning for, something that you were calling for, will happen if you believe. Kan ek vanaand vir julle iets sê? Hoe lyk jou geloof? As God vanaand jou met huis te roep, en jy staan voor hom, gaan jy moet uitroep, soos hierdie man, Here, kom my ongeloof te help. Of gaan hy kan sê, well done, my faithful servant. Jou geloof het jou gered. Geloof in wat, pastoor? Nie geloof dat die son môre gaan opkom nie. Nie geloof dat jy môre meer geld gaan maak of nuwe kontrakte gaan bekleed nie. Geloof om te sê ek vertrou God en niemand anders. I trust in God. My faith is the way of living to show I trust in God. My hele lewe, my geloof is 'n aksie om te wys ek glo in God. Kan ek dit vanaand vir jou sê, vergewe my. Ek dink as baie mense wat ons op ons geloof getrakseer gaan word, gaan ons onsself dalk bietjie in 'n negatief bevind. En terwyl ek vanmiddag van die hospitaal af na toe ry, sê die Here vir my, glo jy? Ek sê, Here, ek glo U met my hele hart, my hele siel, my hele wese. Ek sê dan met die oorgee. Surrender completely. Kan ek jou vanaand vra, hoe lyk jou geloof? As God vanaand na jou hart moet kyk, daar waar ek nie kan sien nie, daar waar ek nie antwoorde het nie, daar waar ek eers kan sê, wel ek dink dit sal help of ek gaan vir jou bid nie. Want die dag, as jy voor God staan, gaan dit nie oor my nie. Of pastoor, ek was in daai kerk nie, nee. Hoe lyk jou geloof? Gesien dat Jesus Lazarus uit die dood het opwek.
gesien dat ek Petrus 'n vis laat vang met ten minste om die belasting te betaal. Ek het gesien dat hy 5 brode, 2 visies vat en 'n skare van plus minus 20.000 voet. Dink jy dis moontlik sonder geloof? It's impossible. Toe kom die skrif op, wat ek die meeste aanhaal in my hele lewe, dis 1 Korintiërs 11 vers 1. Wat Paulus skryf, in die Engelse vertaling sê, I urge you to imitate me as I imitate Christ. Die oomblik toe ek het lees, toe dink ek, wow, Paulus, wat het jy gedoen? Dan was 'n jong man wat uit die venster uitgeval het in 'n kerk, en gesit en na preek luister en die slaap raak uitgeval. So dit was nie baie vurige preek nie, maar Paulus het boek om gaan lees en dan was Eutychus. Hy het oor hom gelees en sy gees het hom teruggekom. En het lewendig geraak. En daar toe dink ek by myself, hoe lyk jou geloof vanaand? Ek en jy glo baie dinge. Ons glo, die petrolprys gaan opgaan, want ons oorlog in Iran. Ons glo dat die winter op pad is, want ons kan hom voel. Maar glo jy vanaand dat God is in staat om elke probleem, elke bekommernis, elke las, elke ding wat jou weghou van God af, vanaand die pad uit kan vat? Ek weet nie van jou nie, maar ek glo, elke hoofd gebuig, elke gesluit, wil jy niemand met rondkijk nie. As jy vanaand hier sit en jy sê, ek glo, dan wil jy met jou hand opsteek na God toe. Wat sag jy vir jou hand? As jy vanaand hier sê, ek soek na meer geloof, al glo ek, steek nou op jou hand na God toe. Dankie vir jou hand met recht oor die gehoor opgaan, en ek wil vraag as jou hand nou opgesteek het, sal jy samen opstaan. Ek wil graag saam met jou bid. Onze God, en Hemelse Vader, miskien is ons nog net nie desperaat genoeg. Miskien het ons nog nie tot die besef gekom nie, maar dis geloof wat ons gaan red. Niks anders nie. En ek wil vanaand kom en sê, Here, ek glo dat jy my uitgehaal het uit 'n moddersluk. Glo dat jy my voete geplaas op die rots Jesus Christus. Ek glo, jy het vir my 'n plek voorberei, soos jy beloof in Johannes 14. Ek glo dat er 'n dag kom, dat ek voor u gaan verby staan en u vir my kan kyk. En Here, mag die woorde wees, jou geloof, jou geloof, jou geloof het jou gered. Your faith in me has saved you. Here, ek wil vanaand kom en sê, wek sterker geloof in my lewe op. Maak my kragtiger in geloof, Here. Ek bid vanaand en ek vra, kom vou my toe met die geloof. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. En amen. Ek kan sit lekker neer.
Bij de muziekspannen voorkomen dat ik laatste gedachte met die deel. Mijn laatste gedachte vanavond is geloof heeft die potentiaal om jouw leven te veranderen. Geloof heeft die potentiaal om jouw uitkijk te veranderen. Geloof heeft die potentiaal om jouw manier van praat te veranderen. Spreek 18:21 sê die mag van lewe en die dood lê in die tong en dit wat ons spreek sal ons die vrug van pluk. Wanneer jy glo in God, gaan jy nie 'n ding doodpraat nie, jy gaan lewe in hom spreek. Jy gaan nie jou huwelik doodpraat nie, jy gaan lewe in hom spreek. Jy gaan nie jou finansies doodpraat nie, jy gaan lewe in hom spreek. Want jy glo, God is in staat. Amen. Pastoor, kom ons staan op vir 'n laaste lied en dan die broers het gaan aanbring of vir aan die Here vir ons woorde te kom as dit.